hierdie lekker koue môre. En 'n baie spesiale welkom aan ons jeug. Welkom ook aan die mense wat aanlyn ingeskakel het. Ek hoop daar is daarom heelwat van ons jeug wat ook die boodskap daar kry. Soos julle weet, is dit vandag biddag vir ons jeug in ons katedese. En ons tema is die pad vorentoe. Daarom moet ons vanoggend begin met die oorwinningslied. Ons moet onthou dat maak nie saak wat gebeur nie. Ons God het al reeds oorwin en ons moet dit nooit vergeet nie. Maar laat ek nou nie met die boodskap wegspring nie. Ek hoop almal het daarom 'n lekker koppie koffie gekry vanmôre daar by die deur. Vanmôre was dit self-service geweest. Die bediening is nou so 'n bietjie op sy gestoot, jammer julle. Maar dit is net vir, as daar nou niemand daar kan wees, dan weet julle dat hoe julle eie koffie kan maak. So as hoop julle het 'n koppie koffie in jou hand en dat julle die diens sal geniet. Kom ons kyk na die afkondigings. So vir die vrouens en die kinders wat vergeet het, dankie bedienaar Natasha, laat ek julle herinner, volgende Sondag is dit Vadersdag. Surprise! So onthou vir pappa te bederf met ontbyt in die bed, en na ontbyt bring julle vir pappa kerk toe, en dan sal Dominee Jonk aan die woord wees. Voorbidding word gevra vir diegene in die gemeente wat siek is, onder andere in die Noord-Switser, mag die genesende hand van God oor almal wees. En dan, exciting, dis mos nou die rappie seisoen. So volgende Saterdag, dis die 20ste Junie, om 14:30, dis 14:30, in die saal sal die rappie op die groot skerm gewys word, en daarna word daar gefliek. So bring vir pappa, dit is sommer sy Vadersdag geskenk ook. Daar sal ook 'n snoepie wees, dan kan julle nog vir pappa verder daar bederf ook. So daar gaan lekker goed wees, daar gaan burgers wees, en daar gaan koeldrank wees. So bring vir pappa, bring die hele gesin, en dan kom fliek julle, en julle kom kyk die rappie, dis so in pappa se kraal daar. So die kaartjies is R20 per kaartjie, en dan, die kaartjies is beskikbaar by Marina Jacobs. So vir die van julle wat nie weet wie Marina is nie. Dit is hierdie pragtige jong dame wat ook verantwoordelik is vir die opnames en ons sosiale media. Marina, staan op by die videokant. Baie dankie my skat, en dankie vir alles wat jy vir ons doen. Dit is lekker om die jeug betrokke te sien in die kerk. So na kerk, kom koop julle kaartjies by Marina, en sy sal hier in die kerk wees. Julle kan haar nie mis, sy is so pragtig dame met die kindjie voor. Dankie. Kijk, dan beweeg ons nou nog na 'n ander lekker ding toe oor. Die bazaar. Die bazaar is altyd lekker. Die 3 Oktober. So ons vra asseblief 'n geldjie vir die aankoop van bestanddele. Ongelukkig kan jy nie by die kampanje instap en ek gaan daai jou trolley en uitstap nie. Ek het dit probeer, hulle sê ek mag dit nie doen nie. So kan ons asseblief daar geldjie kry as dit in jou hart is, en dan ook enige bestanddele vir die wit olifant, en dan handewerk artikels is ook baie nodig asseblief. Dit lyk nie iemand so bespreek nie. Amazing, wow. Okay. So, die fliek aand het ons is so mooi op Afrikaanse woord, 'n donateur gekry, wat die kaartjies sal borg. En dan gaan ons daai geldjies aanwend vir die burgers. Amazing. Dankie. So asseblief, julle het geen verskoning nie. Kom geniet die fliek aan, kom geniet die rappie. As jy wil skree. Kyk, in ons Spannenberg gesin is die rappie alles, dan dit gaan woes. Dit word op die bank gesit en dan word dit sommer pappa, jy is miskien van hulle, dan word dit sommer op die bank gesit met die voete ook. So kom vir die rappie, kom vir die fliek, kom geniet die aand saam met ons. Terug te kom by die bazaar.
Daar is 2 tannies wat jy kan kontak, want die grootste ding is die hande om dit goed te maak. So, as jy bereid is om te help, ons hande staan ons vir niks verkeerd nie, waarom myne kan nie brei of winkel of nawerk nie, maar hulle kan ander goed doen. So, as jy kan vir ons help, skakel asseblief vir Tannie Nettie en Tannie Betty. Hulle selfoonnommers was op die afkondigings wat uitgestuur is. Nou beweeg ons aan na nog 'n lekker ding. Die verjaarsdag. Dit is 'n lange lys. Ek dink ek gaan môreoggend nog preek. Verjaarsdag. Staan asseblief op as ek die naampie lees, dat ons 'n sweetie kan uitdeel. Is dit net een? Nee, ek gaan almal lees, dalk is daar iemand anders nog, maar kom ons kyk. 14 Junie Lana Du Plessis, en 14 Junie Stasie Henning, en 14 Junie Geesie Henning. Maar 15 Junie Westrik van Skalkwyk, 17 Junie Yvonne Hilton, 17 Junie Prudence Steenkamp, 20 Junie Chris Pretorius, ek het jou gesien, en 20 Junie Albie van Skalkwyk. Baie geluk my skat met jou verjaarsdag, mag dit 'n geseënde jaar vir jou wees, en ook almal wat verjaar. Dit was net so lekker. Ek het nog goeie nuus gehad. Nou begin ons met ons lofprysing deur ons voorsangliedere. Wat is wat ek gemis het? Ek is baie jammer. Baie geluk met jou verjaarsdag. Nou voel ek sommer net so klein. Sien, ja, ek is baie agter hierso. Nou word die jeug, moet my nog herinner oor, ek kan sien ek is nie die jeug nie. YouTube, ja, ek verstaan nie YouTube nie, maar ook na kerk, as julle kom kaartjies koop van Marina, of as julle kom sê ons gaan, dan sê sommer asseblief vir haar, help my met die YouTube channel, want julle moet daarop, moet julle help my asseblief, wat sê woord? Subscribe. Ons soek asseblief subscribers op YouTube, vir die mense wat aanlyn ingeteken is, ook asseblief subscribe op YouTube. As jy nie weet hoe jy kom na die kerk na Marina toe, en dan vra jy vir haar, sy gaan vir jou mooi verduidelik. Dankie Marina. Want hierdie tannie weet niks van dit nie. Jy sal my ook monteer. Okay, ek het alles gedoen. Nou begin ons met die lofprysing. Kom ons sing ons voorsangliedere en daarna gaan ons staan vir ons toetrede lied. Thank you.
Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy's my bron en hy's my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n paal
Kom ons staan vir ons toetrede lied, dan kan ons sit vir die foto met die seun. And will know I don't need it.
kom vandag saam in die teenwoordigheid van die lewende God. Die een wat ons geskep het, wat ons onderhou en wat ons elke dag van ons lewe lei. Ons hulp is nie in mense nie. Ons hulp is nie in ons eie vermoëns nie. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy is die God van gister, vandag en môre. Hy verander nooit en sy liefde vir sy kinders bly vir ewig staan. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Mag die Here vandag deur sy woord met elke hart praat, ons geloof versterk en ons leer om hom te vertrou vir die pad wat voor lê. Amen. Kom ons staan en sing ons loflied. Daarna kan ons gaan sit vir die luistergebed. Ons loflied is my hande hef op na U. Terwyl ons vandag nadink oor die pad vorentoe, hoor ons hoe die Here ons oproep om nie op onsself te vertrou nie, maar op hom alleen. Die Here sê in Spreuke 3 vers 5 tot 7: Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Moenie eie wys wees nie. Dien die Here en vermy wat sleg is. Hierdie woorde wys vir ons hoe maklik ons eie planne belangriker as God se wil kan maak. Ons wil graag ons eie toekoms beheer. Ons wil graag self besluit watter pad ons moet loop. Ons dink dikwels dat ons beter weet. Maar die Here leer ons dat ware gehoorsaamheid begin wanneer ons vertroue in hom plaas en hom erken in alles wat ons doen.
Daarom vra die wet van die Here vandag vir ons. Vertrou jy werklik die Here met jou hele lewe? Raadpleeg jy hom oor die pad wat jy moet loop? Plaas jy jou toekoms in sy hande? Leer jy in gehoorsaamheid aan sy woord? Soek jy sy wil bo jou eie begeertes? Wanneer ons eerlik na ons eie harte kyk, moet ons bely dat ons dikwels op ons eie insig staat maak. Ons raak bekommerd oor môre. Ons probeer dinge beheer wat net God kan beheer. Ons vertrou dikwels meer op ons eie planne as op sy leiding. Daarom dryf die wet ons na Jesus Christus, die een wat volmaak op sy Vader vertrou het, en wat die weg, die waarheid en die lewe geword het, vir almal wat in hom glo. Laat ons sonde bely en ons vertroue opnuut in die Here plaas. Kom ons sit net so, dan sing ons as ek die hemel aanskou. Daarna sal ek vir ons 'n skuldbelydenisgebed en 'n genadeverkondiging doen. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, ons kom vandag in nederigheid voor U. Wanneer ons U woord hoor, besef ons hoe dikwels ons eie pad verloop, in plaas daarvan om U te vertrou. U roep ons om met ons hele hart op U te vertrou, maar ons steun so maklik op ons eie insig. Ons maak planne sonder om U wil te soek. Ons raak bekommerd oor môre, asof alles van ons afhang.
Here, vergewe ons dat ons dikwels meer vertrou in onsself, ons geld, ons werk, ons vermoëns en ons planne plaas as in U. Vergewe ons dat ons soms leef asof ons die beheer van die toekoms het, terwyl U alleen die Here van die verlede, die Here en die toekoms is. Vergewe ons wanneer ons bang word vir wat voorlê. Vergewe ons wanneer ons moed verloor, omdat ons net die probleme sien en nie U beloftes nie. Vergewe ons wanneer ons twyfel aan U sorg en U voorsiening. Ons bely ook dat ons dikwels vassteek in die verlede. Ons dra ou seerkry, teleurstellings en mislukkings saam met ons. Ons vergeet dat U God van genade en nuwe beginne is. Heilige Gees, werk in ons harte. Leer ons om die Vader te vertrou. Gee aan ons geloof vir vandag en hoop vir môre. Help ons om elke tree van ons lewe in gehoorsaamheid aan U te gee. Ons lê ons vrese, ons bekommernisse, ons onsekerhede en ons toekoms vandag aan U voete neer. Lei ons op die pad wat U vir ons voorberei het. Ons bid dit in die naam van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Amen. Gemeente, hoor die troostvolle woorde van die Here uit 1 Johannes 1 vers 9. Maar as ons ons sonde bely, Hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sonde en reinig ons van alle ongeregtigheid. En hoor ook die belofte van ons Here Jesus Christus uit Johannes 10 vers 27 tot 28. My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Daarom mag elkeen wat sy vertroue op Jesus Christus stel, weet dat sy sonde vergewe is, dat God hom aangeneem het as sy kind en dat die Here hom sal lei op die pad vorentoe. Aan God alleen kom toe die eer. Kom ons staan en sing ons 'n vlamlied daarom. Daarna kan jy gaan sit vir die boodskap. Story.
Hemelse Vader, ons dankie vir die voorreg om vandag in die huis by mekaar te wees. Dankie vir die liefde, die genade en trou wat elke dag nuut is. Terwyl ons nou die woord gaan oopmaak, vra ons dat U deur die Heilige Gees met ons sal praat. Here, ons weet nie wat die dag van môre inhou nie, maar ons weet dat U die pad voor ons ken. Daarom vertrou ons lewens, ons gesinne, ons werk, ons bekommernisse en ons toekoms aan U toe. Seën na die verkondiging van U woord. Mag dit ons geloof versterk, ons hoop vernuwe en ons nader aan U bring. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen. Ons preek vandag is oor die pad vorentoe. Ons skriflesing kom uit Psalm 32 vers 8. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil jou raad gee, my oog sal op jou wees. Gemeente, ons praat vandag oor die pad vorentoe. Wat is die pad vorentoe? Wie besluit hoe lyk die pad vorentoe? Waar is God in die pad vorentoe? En waar is jy? As daar een vraag is wat mense deur alle eeue vra, dan is dit die vraag: wat lê voor? Die 16de Junie is Jeugdag, 'n nasionale openbare vakansiedag wat ingestel is na aanleiding van iets wat jare terug gebeur het. Maar wat lê voor? Wat hou die toekoms in vir ons jeug en vir ons? Ons wil graag weet wat volgende week gaan gebeur. Ons wil weet hoe ons kinders se lewens gaan verloop. Ons wil weet of ons gesondheid goed gaan bly. Ons wil weet of ons werk veilig is. Ons wil weet of daar genoeg geld gaan wees vir die maande en jare wat kom. En so kan ons nog baie opnoem. Ons het nog altyd 'n begeerte gehad om die toekoms te ken. Daarom sien ons mense horoskope lees, waarsêers besoek en allerlei maniere probeer vind om die toekoms te voorspel. Ons wil graag beheer hê. Ons wil graag seker wees van wat voor lê. Maar die Bybel leer ons baie duidelik dat ons nie môre kan bepaal nie. Ons sit elke dag en planne maak vir die toekoms. En dan sit ons in spanning omdat ons planne nie uitwerk nie. Ek sit eendag in die kerk en luister na wat dominee sê. Maar terwyl ek daar sit en luister, begin my gedagtes te dwaal. Na 'n afspraak wat ek die maandag vir my voorlê. En waar ek angstig is. In my kop begin ek planne maak en my woorde regkry vir die afspraak. Terwyl ek daar in die bank sit met hierdie gedagtes. Maar God het vir my so duidelik. God sê vir my, Natasha, waarom is jy besig? Jy is mos nou besig met jou eie planne en nie met myne nie. Is dit wat ek vir jou wil hê of is dit wat jy wil doen? Hoekom vra jy my nie om jou te lei nie? Ek het toe besef, ek is nie besig met God se wil vir my nie. My gedagtes dwaal omdat ek bekommerd is oor môre. Net soos ek gesit het en planne maak vir die volgende dag, so is ons mense elke dag besig met die toekoms. My vorige baas en mentor het altyd vir my gesê, be present, leef in die Here, nie in die verlede of die toekoms nie. In Jakobus 4 vers 13 tot 14 lees ons die volgende. Kom nou, julle wat sê, vandag of môre sal ons na die of daardie stad gaan en daar 'n jaar deurbring en handel dryf en wins maak. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. Want wat is julle lewe? Dit is maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. Hierdie woorde is baie belangrik. Jakobus herinner ons daaraan dat geen mens beheer oor môre het nie. Ons mag beplan, ons mag doelwitte stel, ons mag verantwoordelik optree, maar uiteindelik
lê die toekoms nie in ons hande nie. Dieselfde waarheid vind ons in Spreuke 27 vers 1, waar die woord van God sê, moenie oor môre roem nie, want jy weet nie wat die dag sal bring nie. Die Bybel leer ons dat die mens nie die dag van môre kan bepaal nie. Ons weet nie wat die volgende dag gaan bring nie. Ons weet nie wat die vreugdes of uitdagings voor ons wag nie. Maar dit beteken nie dat ons in vrees moet leef nie. Inteendeel, die feit dat ons nie weet wat môre gaan gebeur nie, word juis die rede hoekom ons God moet vertrou. Psalm 32 vers 8 gee vir ons die mooiste beloftes in die Bybel. Ek lees dit weer. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil jou raad gee, my oog sal op jou wees. God sê nie dat hy vir ons die hele pad gaan wys nie. Hy sê dat hy ons gaan lei op daai pad. Daar is 'n groot verskil. Ons wil graag die hele padkaart sien. Maar God gee egter vir ons sy hand, want hy wil ons lei. Ons moet ophou om elke dag besig te wees met die toekoms. Ons moet lewe in die oomblik. Elke sekonde is genade van God. Ons moet dit gebruik om te lewe, om lief te hê, om daar te wees en om tyd te maak vir mekaar. Jong mense leef in 'n wêreld wat baie anders lyk as die wêreld waarin vorige geslagte groot geword het. Daar is druk om gewild te wees, daar is druk om die regte studierigting te kies, daar is druk om finansiëel onafhanklik te wees, daar is druk om altyd gelukkig en suksesvol te lyk. En dan is daar ook AI wat alles oorneem. Baie jong mense raak angstig oor die toekoms. Gaan hulle die regte keuses maak? Gaan hulle werk kry in 'n land waar daar nie werk is nie? Bly hulle in Suid-Afrika of moet hulle emigreer? Gaan hulle eendag vir hulle self kan sorg? Gaan hulle trou en kinders kry? Juist daarom is hierdie teks so belangrik. God sê nie vir die jong mense dat hulle alles self moet uitwerk nie. Hy sê dat hy hulle wil leer. Hy wil hulle lei. Sy oog sal op hulle wees. Ons dink aan die jong Dawid, toe hy nog 'n skaapwagter was, kon hy nie sien dat hy eendag koning sou word nie. Toe Josef as slaaf verkoop is, kon hy nie sien dat hy eendag onderkoning van Egipte sou wees nie. Maar God kon dit sien. God het die pad geken. Net so ken God ook die pad van elke jong mens wat vandag hier sit. So elke Vrydag by ons werk, hou ons godsdiens. So hierdie Vrydag lees ek uit Filippense 4 vers 4 in die Engelse Bybel. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Even through hardship, even through failures, even through troubles and tribulations. Wees altyd bly en jubel. Jou God is koning. Die Here vra nie dat jy alles moet verstaan nie. Hy vra dat ons hom ten volle moet vertrou en sy hand moet vat. Net soos 'n kleintjie sy pa of sy ma se hand vat in vertroue en saam met hulle stap. Sonder enige twyfel of bekommernis oor waartoe die pad gaan lei. Vir die mamas en papas vir wie die Jesus sy kinders toevertrou het. Wat is die pad vorentoe? Hoe lyk die toekoms? Vir baie ouers voel die lewe soms soos 'n voortdurende wedloop. Daar is verantwoordelikhede by die werk, daar is verantwoordelikhede by die huis, daar is finansiële druk, daar is bekommernisse oor die toekoms. Baie mense voel asof hulle die hele wêreld op hulle skouers dra. Hulle voel die druk om ouer te wees. En dan kom die vraag, maak ek my kind groot, reg groot? Gee ek hom genoeg liefde en aandag? Gaan hy oukei wees sonder my? Is hy reg vir die toekoms? Wat se toekoms wag vir haar? Maar die Here herinner ons dat ons nie geroep is om die toekoms te beheer nie,
geroep om getrou te wees. Ons mag vertrou dat die Here ons lei wanneer die volgende uitdaging kom. Die God wat ons vandag help, sal ons ook môre help. Ouers, hoor dit. Ons moet ophou om ons bekommer oor die toekoms en ons kinders se toekoms. Ons is so besig met ons planne vir die pad wat voorlê, die dag van môre, dat ons nie genoeg tyd saam met ons kinders in die hier en nou spandeer nie. Ons hoor hoe baie mense sê, die kinders het so vinnig groot geraak. Ek wens ek kon meer tyd saam met hulle spandeer. Ouers, be present. Wees daar. Vandag. Ons weet nie wat die pad vorentoe inhou nie. Ons kan net ons beste doen vir ons kinders. God sal die res doen. Ek weet dit is vandag biddag vir die jeug en die katekese, maar ek wil ook bietjie stil staan by ouma en oupa. Baie mense wat by aftrede kom, wonder wat is hulle betekenis in die wêreld. Ons sien deur die Bybel dat God dikwels mense op hoë ouderdom gebruik. Moses was 80 jaar oud toe God hom geroep het om Israel uit Egipte te lei. Caleb was 35 jaar oud, toe hy nog bereid was om nuwe uitdagings aan te pak. God se plan vir sy kinders eindig nie wanneer ons aftree nie. Inteendeel, baie mense ontdek eers in hulle latere jare nuwe geleenthede om die Here te dien. Die wysheid wat oor baie jare opgebou is 'n groot geskenk vir ons jong mense. 'n Ouma en oupa speel so 'n belangrike rol in God se koninkryk en in ons jong mense se lewens. Spandeer tyd saam met die kleinkinders. Lei hulle en leer hulle van God se genade en wonderwerke oor die jare. Vir al die mans en vrouens wat vandag in die kerk is, wees 'n rolmodel vir ons jeug. Wees geanker in God en leer die kinders van God. As 'n kleintjie gedoop word, dan beloof die gemeente dat hulle die ouers sal help en seker sal maak dat daardie kindjie na God se wil groot gemaak word. Ons is almal verantwoordelik vir God se kindertjies. En vir die jong mense wil ek vra, eer jou moeder en jou vader, maar ook jou ouma en jou oupa. Luister na hulle, waardeer hulle en koester hulle. God het hulle gespaar uit genade vir jou. Dis 'n groot geskenk. Gemeente, die grootste troos van hierdie teks is nie dat God vir ons die toekoms wys nie. Hy wys nie vir ons die pad vorentoe nie. Die grootste troos is dat ons saam met God moet stap. Wanneer 'n klein kind saam met sy pa deur 'n donker straat stap, is die kind nie rustig omdat hy die pad ken nie. Hy is rustig omdat sy pa sy hand vashou. Dit is ook waar van die gelowige. Ons ken nie elke draai in die pad nie. Ons ken nie elke uitdaging nie. Ons ken nie elke antwoord op ons vrae nie. Maar ons ken die Here. En dit is genoeg. Jesus Christus is die bewys dat God sy kinders nooit alleen laat nie. Hy het aarde toe gekom om ons te red. Hy het aan die kruis vir ons sondes gesterf. Hy het uit die dood opgestaan. Hy leef vandag. En hy stap saam met sy kinders. Daarom hoef ons nie bang te wees vir die pad vorentoe nie. Ons hoef nie môre te ken nie. Ons hoef net die Here van môre te ken. So kom ons som gou op wat ons in hierdie boodskap geleer het. Ek kan eintlik nie dit sê nie, maar net hoe dink julle is terug by die eksamen of leer vir die eksamen. Ander leer. Jakobus leer ons dat ons nie weet wat môre sal gebeur nie. Spreuke leer ons dat ons nie oor môre moet roem nie. Maar Psalm 32 leer ons dat God ons sal leer. Ons sal lei en sy oog op ons sal hou. Dit
beteken dat ons met vertroue vorentoe kan beweeg. Nie omdat ons die toekoms verstaan nie, nie omdat ons alles onder beheer het nie, maar omdat God die toekoms in sy hand hou. Die Here wat gister gedra het, dra jy ook vandag. En die Here wat jou vandag dra, sal jou ook môre dra. Ons weet nie wat die pad vorentoe vir ons inhou of hoe dit gaan lyk nie. Maar ons weet dit kan net saam met God gestap word. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons nie alleen die pad van die lewe hoef te stap nie. Dankie dat U ons leer, ons lei en beskerm. Vergewe ons wanneer ons probeer om selfbeheer oor die toekoms te neem. Help ons om U te vertrou, selfs wanneer ons nie verstaan nie. Seën ons kindertjies, seën ons jong mense, seën ons ouers en seën ons oumas en oupas. Gee aan elkeen die geloof om op U te vertrou vir die pad vorentoe. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou vir geleentheid gee vir die dankoffers, terwyl ons sal luister na God se woord. Wanneer die aarde bewe, wanneer planne uit mekaar val, wanneer die storm sterker word, wanneer vrees in jou deur klop, dan herinner die woord van God ons hoop lê nie in mense nie, ons hoop lê nie in geld nie, ons hoop lê nie in omstandighede nie, ons hoop lê in die Here. God is ons toevlug en ons sterkte, de helper wat nooit verdwyn. Wanneer die donker om ons saamdryf, sal sy lig nog helder skyn. Al bewe die berge voor ons oë, al bruis die waters van die see, my hart sal steeds bly vasvertrou, want Heer, U gaan met my mee. Ek sal nie vrees nie, ek sal nie vrees nie, ek sal nie wankel nie, want U hou my veilig vas. God is ons toevlug, God is ons krag, teen die donkerste nag, teen die moeilikste dag. God is ons toevlug, God is ons hoop, ek sal vertrou op U, my oë na die hemel omhoog. Soms verander God nie die storm onmiddellik nie, maar hy verander die hart van die een wat deur die storm gaan. En wanneer hy naby is, word vrees kleiner, word geloof groter. Daar vloei 'n rivier van genade, wat elke droom bly vernuwe. Die Heer woon by sy kinders, en hy laat nuwe hoop ontvang.
seën. Ek sing haleluja in die midde van my vyande. Ek sing haleluja harder as die ongeloof. Ek sing haleluja, my wapen is ready. Ek sing haleluja, Heer my kom en veg vir my. Ek sal sing in die midde van die storm. Harder en harder sal U my lofprys hoor. Van my as kom liefde hoop. Die dood is oorwin, ons koning leef. Ek sing haleluja, met alles in my. Ek sing haleluja, ek sien hoe die duister vlug. Ek sing haleluja, in die midde van onsekerheid. Ek sing haleluja, vrees is enough as me. Ek sal sing in die midde van die storm. Harder en harder sal U my lofprys hoor. Vader, die as kom liefde hoop. Die dood is oorwin, ons koning On the wind, on and free.
Die Here sal jou moed gee wanneer jy bang raak. Die Here sal jou vrede gee wanneer die toekoms onseker blyk. Die Here sal sy oog op jou hou en jou nooit verlaat nie. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees en bly, nou en tot in ewigheid. Amen.